Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ek is hier in die Ceres area vandag, saam met EcoSoil. Okay. Hierdie goed, dit blyk my, werk baie goed op permanente gewasse, die potlomplekke wat ons nou al was. Praat met Jaco, hoe werk dit op rygewasse? Wat sê half die beginsel daar agter en hoe kan dit dalk op jou boerdery 'n verskil maak? So, kom ons luister. Jaco, hoe lyk dit? Goed en jy? Nee, doodstil, rustig. Okay, so julle EcoSoil uitgangspunt en die manier hoe julle goed te doen, dis nou kompostee plus 'n groot vermindering in meeste van die plekke vat julle sommer heeltemal jou chemiese kunsmis weg en julle kom met organiese voeding in. Maar, okay, in my kop, kyk, dit is nou maklik. 'n Besproeiingsboer sê altyd 'n droëlandboer is besig om niks te werk nie en 'n droëlandboer sê ja, maar dis maklik vir julle want jy druk die knoppie en dan val die reën. Maar ons weet nie noodwendig wat is die ander ouens se uitdagings. Dieselfde met permanente gewasse. Dit is mos nou maklik om koolstof te bou in permanente gewasse want die ding staan die hele tyd daar. Jy hoef nie grond te werk nie en. So hier's nou hoe ek dit nou sien. Okay, ja, maar dis nou permanente gewasse, dis fyn. Maar nou hoe bring ek hierdie goeders terug na rygewasse toe waar ek actually moet werk ensovoorts? Verduidelik my 'n bietjie, hoe pas julle goed in op rygewasse en het julle dit al op plekke getoets? Ja, ons het al heel wat groenteboere wat op ons programme is en ook graanboere. Nou, groente is nog daar in Meyerton area baie goeie resultate op tenderstem broccoli, wat noem hulle die korsteel broccoli tipe goede. So weet ons het daar ook die chemiese bemesting baie gesny. Ek dink hy gee verskriklik min chemiese bemesting nou in saam met ons program. En hy het baie beter produksies met ons benadering. Hy kry baie beter stele en sy plante hou ook langer. Want tenderstem broccoli kan jy ons nou oor 'n paar maande oes, weet jy. Oes mos nou net daai steeltjies. So die ding blom gedurig. So hy het al plante wat 6 maande produksie gee van hom, weet op daai benadering, weet wat hy gewoonlik net 3 maande op die chemies. Ja. Weet dan waar as die kompostee inbring, weet is ook die noodsaaklikheid om elke jaar op ander grond te plant raak ook minder. Ons het al tomatieboere wat 9 jaar op dieselfde grond plant, deur kompostee saam met hulle chemie te gebruik of ons het hulle al op baie van die plekke dat hulle afgekry van die chemie af, wat hulle die EcoDelta produkte saam met ons produkte gee of saam met die kompostee gee. Ja, ons kry beter produksies met daai kombinasie of met skoon organies. En die rakhouvermoë van die gewasse is beter, jy weet, jy het minder siektes ook. Jou plante definitief hou langer. So met tamatie, weet is hoe langer die leeftyd jy die plante uit kan kry, hoe beter is dit vir jou. By droëland het ons die ouens, jy het al nie baie geleenthede om produk toe te dien, soos ons doen 'n saadbehandeling by droëland, waar jy nou ons organismes op die saadkout vir die plant, saam met organiese voeding wat as 'n stieker dien om die goed te laat kleef van die saad. Ja. En dan het ons ook invoerbehandelings wat jy doen by graangewasse en so aan. En daai kombinasie kan jy definitief, ons het al gevalle wat die ouens hulle chemie met 50% gesny het, plus hierdie ja, saam met hierdie organiese goed vir ons. En dan het hulle beter resultaat op die einde van die dag as net 100% chemie. So met daai vermindering, dis kos minder daai per kombinasie. Dit is nou soos op watse gewas spesifiek is dit? Dit was op mielies geweest. Op mielies? Ja. Ja, want kyk, ek kan verstaan op soja sal dit werk, maar okay, maar hoe volhoubaar is dit dan nou? Hoe gaan ek, as ek nou gaan kyk oor 'n 3, 4, ek ben hierdie goed het julle nou op die blok is nou al 5 jaar op die program en ek kan nou nie tekort te sien op hom nie. Maar nou wil ek weet dit my mielies uit, hoe gaan ek dit dan nou daar? En as daar tekorte opspring, hoe vinnig kan ek dit aanspreek en gaan ek nie skade ly nie? Ja, die plaas is in Belfast wat ons die proewe op gedoen het, mielies. Hy het laas jaar dit gedoen en hy het 50% omtrent sy chemie gesny en sy kostes was so R500 per hektaar minder, maar hy het meer gestroop, so sy wins per hektaar was R2000 per hektaar meer. Yes, sir. En dan weet die pluspunt is, omdat ons minder chemie gee en jy gee koolstof saam met die organiese bemestingsstowwe, is jou koolstofvlakke na die einde van die seisoen beter af, weet. So jou grondvrugbaarheid is die volgende seisoen beter. So jy gaan net elke jaar vermoë en al daai tipe van goeders raak ons nou beter. En soos jy nou weet, vir jaar is al klaar by droogtejaar in julle area, so met die benadering is die weet as jy verseker dat jy met jou
jou stelsel konstant bou, jy weet, so jy gaan net meer waterhou vermoë hê in jou grond, so jou produksiepotensiaal gaan beter raak en so aan. Jy weet, en so dis 'n dubbel ding, jy weet, jy gaan met insetkoste spaar en jy gaan uitsette verbeter, jy weet, so jy maak meer wins op die einde van die dag. Nou as ek wil nou kyk na hierdie storie nee, want ek meen obviously vir hierdie oes is ons nou te laat, nê? Maar ons gaan nou in die volgende seisoen basically in kom ons sê plantseisoen 2025. Hoe sal dit werk? Julle kom nou my na die plaas toe, jy het verteenwoordigers daarbo, nê? Ja, ons het dan Mpumalanga en Abo en Limpopo ook, ja. Okay, so ek neem aan hulle kom na my plaas toe kyk na al die goeders en dan sit ons 'n plan bymekaar en dan begin ons die goed daadwerklik in plek stel, is ek reg? Ja. So ons kyk na jou chemiese aanbeveling wat jy tans doen, wat jou grondanalise sê. En ons probeer dit nou maar weet jou chemiese insette afskaal met ons organiese benadering sodat jy minder insetkoste het. En dan moet jy uitset beter wees. Weet, so as dit uitset nie beter is dan het ons 'n fout gemaak. So ons moet kry dat jy uitset beter is teen 'n laer koste. Want ons wil meer wins maak vir jou. Ja. So en dan weet omdat jy die goed in 'n baie sagter manier vir die plant gee, is die plante minder gestres, jy weet, so jou siekte druk en daai tipe van goed is ook minder, jy weet, so jou verliese wat jy het gaan minder wees op die plaas, jy weet. En omdat jy jou insetkoste minder maak, weet, as daar 'n jaar kom wat droogtes is en so aan en jou produksiepotensiaal daal, as jy minder blootgestel, jy weet. As 'n ou wat 100% chemiese program hardloop met 'n hoë koste, jy weet, en so aan. En want die langtermyn tog op die einde van die dag is ek wil as ek net hoe meer koolstof ek in my grond het, hoe meer waterhou vermoë het ek, nê? Ja, en mineraalvashou plekke, nê? En mineraalvashou plekke ook, maar ek wil amper vir jou sê ek kan nog altyd kunsmis gooi as ek lus is, maar ek kan nie reën gooi nie. Ja. En soos jy sê, jy weet die reën behoort te kom, maar jy moet net daai dalk 'n week of 2 weke kan bridge tot laat die reën op die einde van die dag kom, wat baie soos hierdie jaar wat ons nou in is dit die tipe van tendense ja. Wat die ouens kry. Okay. Maar hoe lank is dit voor ek dan nou, want wat almal vir my sê met hierdie tipe van goed, ja, maar jy moet onthou dit vat 3 jaar om te werk en so voort. Soos ek van jou verstaan, behoort jy al jaar 1 resultate te kry. Ja, ek weet die droëlandproe wat ons nou het, is 'n ander ou nou die dag van die Oos-Kaap mielies geplant op ons program. En hy het foto's gestuur wat die wortelstelsel 30 cm lank is. Jy weet, die mielieplantjie is so hoog gewees bo gronds met so 'n lang wortelstelsel. So jy weet, jy sal baie gou die resultaat sien, want weet jy, die meeste gronde is so afgetakel, jy weet, dat ons benadering het 'n geweldige verbetering. Omdat ons mikrobes neersit en ons sit die kos in 'n vorm wat die plante baie meer van hou. So hulle respond baie gou, jy weet. So dis hoekom by 1-jarige gewasse kan jy in 1 seisoen wesentlike verbetering kry. So as jy moet net kontroles hou. So as jy kontrole kan volchemiese programme het met ons benadering wat of vol organies gaan wees of half organies gaan wees met ons benadering plus 'n bietjie chemie. As daai kombinasie vir jou beter doen, jy gaan deur die loop van die seisoen gaan jy sien wat aangaan. Jy gaan duidelik sien jou organiese kant is beter as die chemiese kant. En as jy so sê, dan is daar 'n fout. Jy weet, dan moet ons regstel, weet. En dit kan mens doen met SAP-analises en al daai tipe van goed, dan kan jy voortydig agterkom wat die foute is. Uitstekend. Jaco, dankie baie. Right, dit is Jaco van EcoSoil. Okay, so as jy belangstel om met hulle in kontak te kom, nê, sê as jy weer winsgewend wil wees op jou plaas. Linkie bo of onder, kom met hulle in kontak. En dan kan hulle iemand uitstuur na jou plaas toe, kry vir jou daai beplanning in plek. En ek was al by 'n paar van hierdie plekke gewees en ek wil vir julle sê dit lyk of daar iets insteek. So ons moet 'n bietjie uit die boks uit begin dink om nog steeds winsgewend op die plaas te wees. Hierdie is dalk 'n oplossing vir jou. Laat hulle vir jou kom kuier en dan kyk jy 'n bietjie, miskien pas dit by jou boerdery in. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.